groot is ons groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hartlike goeiemôre, vanmôre weer by ons reis deur die boek van Matteus. En vandag reis ons steeds deur Matteus 16, hoofstuk 16, waar ek en jy gekonfronteer word met 'n baie belangrike geestelike vraag vandag. 'n Vraag wat elkeen van ons moet antwoord en wat 'n integrale deel van ons hart verklap. Die geestelike vraag vandag, wat ook ons tema is vir vandag se onderwerp, vra: wie sê jy is Jesus vandag? Nou ons lees uit Matteus 16 vers 13 tot 17 en ons lees uit die Afrikaanse 53 vertaling uit. Ons lees: en toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels met hierdie vraag en hy sê: wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Vers 14, en hulle antwoord: sommige Johannes die doper, en sommige sê Elia, ander sê Jeremia, of een van die profete. In vers 15 sê hy vir hulle: maar julle, die vraag is nou reguit, maar julle, wie sê julle is ek? En toe Simon Petrus se antwoord. En Simon Petrus antwoord en sê: u is die Christus, die seun van die lewende God. Nou hierdie is 'n baie kosbare gedeelte vir jou en vir my vanmôre, want Jesus se reaksie hierop is die hoofbeginsel waarom hierdie hele hoofstuk draai. Vers 17, toe antwoord Jesus en sê vir Simon Petrus: salig is jy, Simon Bar-Jona. Simon wat maar net beteken seun van Jona, Bar beteken seun. Want vlees, sê Jesus, en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Baie kosbare woorde uit die mond van ons Messias en ons Here. Nou, vandag se vraag wat Jesus tot sy disippels rig, is nie net 'n vraag vir sy disippels bedoel nie, maar dis 'n integrale belangrike vraag wat ook gerig is op jou en my vandag. Jy sien, Jesus draai na sy disippels en vra 'n vraag wat alles verander vir hulle, maar ook vir jou en vir my. Ek en jy kan nie vandag wegstap en sê hierdie is maar net 'n vraag wat vir sy disippels bedoel is nie. Nee. Dis 'n vraag wat ook vir jou en vir my gevra word wanneer Jesus eintlik sy vinger hier op jou en my hart kom druk. Die vraag is: maar julle, wie sê julle is ek? En nou kan jy jou naam daar by julle inskryf. Dis nie meer 'n algemene vraag nie. Dis nie meer wat sê die mense nie. Nou raak Jesus baie persoonlik. Sy vraag vandag
Vandag vra Jesus dieselfde vraag vir jou. Wie sê jy is ek? Belangrike vraag om te antwoord. Petrus se antwoord volgens Jesus is 'n baie groot geestelike openbaringsantwoord. 'n Antwoord wat nie uit vlees en bloed geopenbaar kan word nie. 'n Antwoord wat nie sommer net so uit die heup geskiet kan word nie. 'n Antwoord wat in baie opsigte jou en my hart verklap. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit was nie net 'n slim antwoord, 'n teologiese antwoord nie. Dit was nie iets wat hy sommer net by ander mense gehoor het, of in die grapevine sommer net geleer het nie. Nee. Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader in die hemel het. Met ander woorde, hierdie waarheid wat 'n gewone visserman soos Petrus ontdek het, kom van God af. Dit kom vanuit 'n geestesdimensie uit. Dit kom van die Vader self, wat dit geestelik aan hom kom openbaar het. Jy sien, jy kan kerk toe gaan. Jy en ek kan Bybel lees. Ek en jy kan na prediking luister elke dag. Maar daar kom 'n oomblik, 'n moment in jou en my lewe waar jy self persoonlik 'n openbaringsoomblik moet ervaar en beleef. Waar jy weet dat jy weet en dat jy weet dat God iets radikaal en persoonlik aan jou persoonlik in jou binnekamer of in jou persoonlike spasie geopenbaar het. 'n Persoonlike openbaring van wie Jesus werklik is. Jy sien, jy kan jou hele lewe lank in die kerk wees, maar nooit ooit ontdek 'n verhouding met Jesus nie. Nie net ek het van hom gehoor, ek weet wie Jesus is. Ons almal weet wie Donald Trump is, of wie Mandela is. Ons het almal van Jesus gehoor, né? Maar meer persoonlik. Ek het hom self persoonlik ervaar en ontmoet. Maar jy sien, die belangrikste is dat daar 'n oomblik moet aanbreek waar my en jou persoonlike interaksie met Jesus en ook ons persoonlike openbaringsoomblikke in Jesus se teenwoordigheid moet maak dat ons onontbonde met vrymoedigheid kan sê en erken: ek ken vir Jesus. Ek ken hom. So as Jesus vandag vir jou persoonlik hierdie vraag in jou gesig sou vra, wat sou jou en my antwoord wees? Ek sluit myself daarbey in. Wat sou my en jou antwoord vandag gewees het as Jesus hierdie vraag aan ons sou vra? Jy sien, jou antwoord bepaal die diepgaande inhoud van jou totale lewe. Wat jy van Jesus glo, bepaal alles in jou lewe. As hy vir jou net 'n profeet is, sal jy hom bloot net bewonder. Soos wat die Jode Jesus bewonder as 'n profeet. Maar jy sou hom nie gevolg het nie. Want jy sien, die Jode volg nie Jesus nie. Mense daar buite
van ander gelowe het van Jesus gehoor. Hulle bewonder hom, maar hulle volg hom nie. As hy net 'n goeie mens is, sal jy hom respekteer. Jy sal 'n hoë waarde ag aan hom. Maar jy sou nie regtig wou oorgee aan hom as jou redder en jou Here nie. Jy sien, bewondering en respek doen nie dit nie. Maar as jy sê hy is die Christus, die seun van die lewende God, soos wat Petrus Bar Jona, Simon Petrus dit gesê het, dan verander alles verander. Want nou besef jy, hy is nie net 'n deel van my lewe nie. Hy is nie net 'n persepsionele werklikheid nie. Maar hy is my Here. Hy is my verlosser. Hy is alles waarvoor ek lewe. Alles het vir my waardeloos geword, sê Paulus, om hom te ken, oortref alles, om hom te ken in die volheid van sy opstandingskrag. Salig, sê Jesus vandag, is die een wat hierdie waarheid ontdek en raak sien, en dan sê, hy, Jesus, is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus sê, salig is jy, of geseënd is jy. Dis Jesus se woorde, as jy tot daardie konklusie kan kom. Hoekom? Hoekom sê Jesus, geseënd is jy? Want daar is 'n seën op die persoon wat raak sien wie Jesus werklik is. En dan op daardie openbaring reageer. Jy sien, wanneer jy werklik verstaan, wanneer jy werklik insien, wanneer jy werklik die geestelike insig het en verstaan, hy is jou verlosser, hy is jou koning, hy is die lewende God, dan leef jy anders, dan bid jy anders, dan glo jy anders, en uiteindelik doen jy ook anders. So die groot vraag vandag is nie, wie sê jou familie is Jesus nie? Nee, die vraag is nie, wat sê jou kerk is Jesus nie? Die vraag is nie, wat sê die wêreld daar buite nie? Nee. Maar die vraag is, wat sê jy? Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou persoonlik? Wie is hy in jou storms? Wie is hy in jou krisis? Wie is hy in jou stilte oomblikke? Vroeg in die oggend, as jy jou oë oopmaak en die voeltjies oorvlieg. Wie is hy in jou oomblikke van twyfel, wanneer jy moet wonder, miskien het Islam iets beet. Wie is hy in daai oomblikke van twyfel? Ek moet afsluit. Vandag roep die Here jou en my nader. Nie na kennis toe nie, maar na 'n diep openbaring. Jeremia 33 vers 3 in die Afrikaanse 53 vertaling sê dit so mooi. En dis Jesus wat jou en my uitnooi na 'n oomblik van openbaring. Hy sê, daar in Jeremia 33 vers 3, roep my aan, en ek sal jou antwoord. Roep my aan met jou hele hart, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak en openbaar. Groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dinge wat vlees nie kan weet nie. Dinge wat die aarde en die wêreld nie kan weet nie. Dinge wat net God vir jou kan openbaar in jou gees.
sodat jy ook soos Petrus vandag uit jou hart met vrymoedigheid kan proklameer: U is die Christus, die Seun van die lewende God. En wanneer daardie waarheid jou hart tref, wanneer daardie waarheid jou hart tref, sal jou lewe nooit ooit weer dieselfde wees nie. Sing saam met my as jy hierdie pragtige lied ken vandag. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. U is die naam bo elke naam, waardig is die Lam, en my hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, en almal sal sien, hoe groot is ons God.